Welkom by vanaand se opnamediens. Terwyl jy net so rustig raak, ontvang die seën van die Here. Ek kyk op na die berge en waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, Jesus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, soos jy al by hierdie tyd weet, is die tema van ons aandedediens hierdie jaar Invia, wat beteken op pad wees. Tydens die aandededienste wil ons fokus op geestesgesondheid, op die op pad wees van die lewe. Maar vanaand gaan ons fokus vir 'n oomblik verskuif om saam te gesels oor ons op pad wees saam met ander. Wat kan ons doen om vir ander daar te wees op hulle op pad wees? So kom ons lees vanaand saam uit Lukas 8 vers 40 tot en met vers 48. Die dogtertjie van Jairus, die vrou met bloedvloeiing. Toe Jesus van die oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want almal was hom te wagte. Skielik kom daar 'n man aan. Dit was Jairus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op pad daarheen het die mense om Jesus saamgedrom. Onder hulle was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agter af aan die soem van sy klere geraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe, wie het my aangeraak? Toe almal ontken dat dit hulle is, sê Petrus, Here, die mense drink tog rondom U saam en druk teen U. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgegaan het. Toe die vrou sien hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom neergeval. Daarvoor al die mense vertel sy hom toe waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Ek het so 'n hele paar jaar terug die tema aangeraak van onderbreekbaar wees. Maar in die tyd en die dag waarin ons lewe is onderbreekbaarheid iets wat ons kan doen om ander op die op pad wees te help. Ons het vanaand saam gelees van 'n man wat na Jesus toe kom met die naam Jairus. Hy was 'n raadslid van die sinagoge. Ons lees dat Jairus op sy knieë val en vir Jesus vra om asseblief na sy huis toe te kom, want sy enigste dogter lê op sterwe. Ons lees dan verder op pad na Jairus se huis toe, het die mense om hom gedrom, en onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Ons lees dan ook dat sy alles wat sy gehad het aan dokters spandeer het, en dat niemand haar kon help nie. Ons lees dan dat sy van agteraf om en aan die kom en van die soem van Jesus se klere raak, en toe sy dit doen, het haar bloedvloeiing dadelik opgehou. Jesus vra dan, wie het aan my geraak? Niemand kom na vore nie, maar Jesus sê dan, ek het gevoel hoe die krag my liggaam verlaat, wie het aan my geraak? Die vrou kom dan na vore en sê, dit was sy. Jesus sê dan, dogter, jou geloof het jou gered. Hierdie teks is in werklikheid propvol preke. Mens kan hier fokus op Jesus wat gesond maak, Jesus wat red, die geloof van die vrou wat miskien haar laaste hoop op Jesus gesit het om gesond te word. Maar dit wat vanaand hier belangrik is die onderbreekbaarheid van Jesus. Die feit dat mense Jesus kon onderbreek. Het dit al met jou gebeur dat jy jou dag so mooi beplan, stap vir stap, uur vir uur, en dan kom jy by die werk en probeer jou rekenaar aansit, en dit wil nie werk nie. Dadelik is jy kwaad, want hier gaan die dag al klaar nie soos wat jy dit wou gehad het nie. Paar minute later kom jou sekretaresse en sê die baas het besluit om 'n noodvergadering te hou, ook nie deel van jou plan nie. Uiteindelik teen middagete kan jy sit en begin werk, maar dan kom iemand in die kantoor na jou toe met 'n probleem. Na werk ry jy winkel toe en as jy uitklim by die kar, kom die karwag na jou toe en vra of hy of sy net 'n paar minute van jou tyd kan steel.
En dan as jy uiteindelik by die huis kom, besef jy, vandag het ek net mooi niks gedoen nie, want mense het my heel dag lank onderbreek. In Engels is die woord vir onderbreekbaar interrupt. In kort werk die lewe so. Meeste van die dae gaan nie soos wat ons beplan het nie. Ons word deur die dag onderbreek. Soms as jy in jou kantoor sit, dan voel dit, jy wil net daai deur toemaak, dat niemand jou kom onderbreek nie. Maar in die teks wat ons vanaand gelees het, leer ons by Jesus dat om onderbreekbaar te wees, word nie noodwendig altyd 'n slegte ding nie. Soms is dit juis hierdie onderbreek wat ander mense se lewens beter maak. In hierdie teks wat ons saam gelees het, lees ons Jesus was op pad iewersheen. Hy was op pad om iemand se kind gesond te maak. En op pad daarna toe het iemand hom onderbreek. En Jesus het nie kwaad geword nie. Jesus het nie die persoon weggejaag nie. Jesus het die persoon gehelp. Reg deur die werk van Jesus sien ons dat dit is hoe dit met Jesus gegaan het. Terwyl hy besig was met een ding, het mense hom onderbreek met iets anders. Ons lees in die evangelies van omtrent 35 wonderwerke wat Jesus gedoen het. En omtrent elkeen daarvan was as gevolg van 'n onderbreking. Dink maar, terwyl Jesus besig was om mense te leer, het klomp vriende hul verlamde vriend deur die dak laat kom, dat Jesus hom gesond kon maak. Jesus gaan na 'n bruilof toe, en sy ma sê vir hom, kom, gaan doen 'n wonderwerk. Jesus is maar net op pad iewersheen, dan word hy onderbreek om mense gesond te maak. Daarom die vraag vanaand, is jy onderbreekbaar op die pad? Is jy onderbreekbaar op iemand se pad? Hoe hanteer ons dit wanneer mense ons daaglikse roetine kom onderbreek en hulp vra? Raak jy moeg en geïrriteerd daarmee? Soms raak ons so besig met ons dag tot dag dinge dat ons nie plek vir God los nie. Maak ons nog tyd dat mense ons kan onderbreek en ons daardeur vir hulle kan wys dat ons omgee? Miskien lewe jy reeds die lewe van iemand wat onderbreekbaar is. So wat is die tekens van iemand wat klaar onderbreekbaar is? So van die tekens van iemand wat wel onderbreekbaar is die volgende. Jy kyk nie gereeld op jou horlosie as jy in iemand vasloop nie en daardie persoon begin met jou gesels. Jy kan maklik oogkontak met iemand hou terwyl jy onverwags in hulle vasloop. As jy in iemand onverwags vasloop, maak jy die gesprek oor hulle en fokus op hulle. Ek persoonlik sukkel nogal hiermee. As ek op pad is om iemand te gaan sien en ek loop iemand raak, sukkel ek soms om op daardie persoon te fokus, want ek wil net by die ander mense uitkom. Maar dalk het hierdie persoon juis nou my aandag nodig. Nooit dink dat dit waarmee jy nou besig is, belangriker is as die persoon wat voor jou staan nie. Ek het 'n vriendin by wie ek hierdie konsep van onderbreekbaarheid geleer het. En vanaand leer ons weer, wees onderbreekbaar. Ons is soms besig met 'n klomp dinge en ons moet werk en ons moet by 'n paar goed uitkom, maar soms gee jy aandag aan iemand en jy kan iets daaruit leer. Mense het liefde nodig op die pad, mense het Jesus nodig, en soms deur onderbreekbaar te wees, is ons die manier waarop mense liefde van Jesus ervaar. Dalk moet ons onderbreekbaarheid deel maak van ons dag, maar, en hier is 'n groot maar, kyk na jouself. Wanneer jy gaan besluit om onderbreekbaar te wees, kyk na jouself. Weet wanneer jy onderbreekbaar kan wees. Byvoorbeeld, as jy in 'n vergadering is, kan jy nie net alles stop nie, want ander mense gaan ook daaronder ly. Onthou, jy het 'n gesin en mense na wie jy moet kyk. Maar moenie verby onderbreekbaarheid lewe nie. Baie keer is dit die geleentheid waar ons leer. Iemand het eendag die volgende gesê: Life is what happens to you while you are busy making other plans. A few years ago, I met an old professor at the University of Notre Dame. Looking back on his long life of teaching, he said with a funny twinkle in his eyes, I have always been complaining that my work was constantly interrupted, until I slowly discovered that my interruptions were my work. Do not be dismayed by the brokenness of the world. All things break, and all things can be mended. Not with time, as they say, but with intention. So go, love intentionally, extravagantly, and unconditionally.
The broken world waits in darkness for the light that is you. So gaan hierdie week uit en wees onderbreekbaar. Amen. Daar gaan nou tyd wees vir stil gebed. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie goed vir julle wees. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee. Geseënde week vir julle elkeen. Amen.